Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, hierdie Saterdag staan in die kerk bekend as donker Saterdag of swart Saterdag. Party kerke noem dit ook stil Saterdag. Dis tipies ook 'n dag wat mense dink, dis die dag wat Jesus in die graf was. Maar môreoggend, dan kom daar nuwe lewe. Dan word letterlik die dood oorwin. En ja, geliefdes, ook die dood in ons eie lewens, ook in ons bestaan, word goed verander. En die teks wat ons vanoggend doen uit Jesaja 32, praat oor 'n nuwe bedeling wat aanbreek. En dis eintlik wat Christus gedoen het. Mens wens so iets kan in ons land gebeur, né? Wel, hulle het ook, en gelowiges moet bid daaroor. So hoor wat sê Jesaja 32. Kyk, met regverdigheid sal 'n koning regeer, en in geregtigheid sal hoë amptenare heers. Elkeen van hulle sal daar wees as 'n skuiling teen die wind, 'n beskutting teen stortbuie, as waterstrome in 'n dorsstreek, as 'n skadu van 'n rots, van 'n swaar rots in 'n vermoeide land. Die oë van hulle wat sien sal nie meer wegkyk nie, en die ore van hulle wat hoor sal aandagtig luister. Die harte van oorhaastiges sal op kennis agslaan, en die tonge van stamelaars sal vinnig en duidelik praat. 'n Sot sal nie meer edel genoem word nie, en 'n skurk nie as hoogheid aangespreek word nie. Want 'n sot draak sothede kwyt, en sy hart hou hom besig met onreg, deur goddeloosheid te bedryf, deur onwaarhede oor die Here kwyt te raak, deur die kele van hongeres leeg te laat, en deur iets te drinke te weerhou van wie dors is. En 'n skurk, sy werktuie is sleg. Hy is die een wat skandale beplan, magteloos is deur bedrieglike woorde uit te roei, ook wanneer 'n behoeftige huis voorlê. Die edele beraam egter edelplanne. Hy is die een wat staan by wat edel is. Geliefdes, ons lees tot sover. Skielik word iets anders voorgehou. Leiers wat met regverdigheid regeer, hoë amptenare wat in geregtigheid heers. Wat gebeur hier? Die Here wat heeltyd die regering, die koning en almal onder hom aangespreek het, sê daar kom 'n nuwe bedeling. En ons mag dit bid vir ons land. Vriende, ons bly in 'n pragtige land, met die wonderlikste geleenthede, wat rarig net gebuk gaan onder swak bestuur en onder korrupsie. Vat dit weg en hierdie land sal floreer. En daaroor mag ons bid by die Here, daaroor mag ons pleit by hom, vir 'n ander regering. Kom ons doen dit. Here almagtige God, ook wanneer ons hierdie teks lees, en wanneer ons besef, waar ons is in die kerkjaar, besef ons eintlik niks is vir U onmoontlik nie. Dit wat totaal onmoontlik lyk, totaal hooploos lyk, kan U iets aan doen. En daarom bid ons, Here, daarom bid ons dat U die bose elemente uit ons regering wegvat. Die onreg, die wetteloosheid. Here, selfs as ons op die paaie ry en ons sien net hoeveel wetteloosheid daar is, hoe mense net reëls oortree, niemand gee om wat hulle doen nie. Alles dit wil ons voor U bring. Ons wil hulle elkeen aankla by U. En ons wil bid, Here, vir 'n regering waar reg en geregtigheid sal seëvier.
waar mense weer reg sal optree. Ons bly dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde Paasnaweek verder hê. Totsiens.